Ja, Vader, in hierdie oggend kom ons en ons as 'n gemeente, Here, kom erken ons. Here, kom bely ons. Here, kom verklaar ons dit. U en U alleen is waardig om die lof en die eer en die aanbidding te ontvang. Here, U alleen is waardig om genoem te word Here God. Here, U alleen is waardig om die erkenning te kry vir dit wat net U kan doen. U en U alleen, Here, is waardig om die dank te ontvang wat ons vandag vir U gee vir lewe en lewe in oorvloed. Ons eer U daarvoor, ons loof U, Vader. Dankie, Vader, dat ons as gemeente koöperatief, Here, vir U dankie kan sê. Here, koöperatief voor U kan kom en sê, Here, ons submit, Here, tot U en U koninkryk. Here, as gemeente neem ons vanoggend 'n besluit. Ons sal U dien en U alleen. Here, as 'n gemeente in hierdie oggend kom ons en ons neem 'n besluit. Ons erken, Here, U is God almagtig. Daar is niemand soos U nie. En ons eer U daarvoor. Vader, ek kom bid vanoggend. Ek bid, Vader, vir elke gemeente in hierdie dorp, in hierdie land en oor die wêreld heen, waar U naam vanoggend verkondig word. Here, my gebed is dat mans en vroue waarlik waar sal sê, so sê die Here. Here, dat die woord reguit gesny sal word. Vader, ons bid vir ons broers en susters in die ander gemeentes. Ons eer U vir hulle. Ons sê dankie, Here, in Jesus naam. Amen. 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 Kom maar sê dankie. As ek nog nie vir jou môre gesê het, die môre. En môre is dit maandag. Great, ons het doen 'n einkoms tussen die pastore. Ons preek nie langer as 35 minute nie. Gelukkig is dit nou eers 9 uur. Kan die bouncers net hierdie suster hier voor verwyder asseblief? Great. Ek het ietsie spesiaal op my hart om met jou te deel. En die tema is, die bloed moes eers vloei. En daar het 'n paar mense vir my gevra, hoekom Eva se sondes by die bloed wat gevloei het uit? En die antwoord is eenvoudig, dis die man se sonde gewees, nie Eva se nie. Kan ons 'n tweede bouncer kry vir hierdie suster asseblief? Ek wil vir jou lees in Genesis 3, van vers 6 af, alhoewel ek vers 14 en 15 as die ankerteks wil gebruik. Toe sien die vrou dat die boom goed was om te eet, en dat hy 'n lus was vir die oë, ja, 'n boom wat 'n mens kan begeer om verstand te verkry. En sy neem van sy vrugte en eet en gee dit ook aan haar man by haar, en hy het geëet. Toe gaan albei sy oë oop en hulle word gewaar dat hulle naak is. En hulle het vyeblare aan mekaar gewerk en vir hulle skorte gemaak. Ek dink dis 'n kritiese punt wat jy moet merk daai. En hulle het die stem van die Here God gehoor terwyl hy wandel in die tuin in die aandwenkie. En die mens en sy vrou het hulle verberg vir die aangesig van die Here God tussen die bome van die tuin. Toe roep die Here God na die mens en sê vir hom, waar is jy? Dis die tweede anker wat jy moet merk. En hy antwoord, ek het die geruis gehoor in die tuin
en gevrees, want ek is naak, daarom het ek my verberg. Dis die derde anker wat jy moet merk. En die Here sê, wie het vir jou te kenne gegee dat jy naak is? Het jy geëet van die boom, waarvan ek jou beveel het, om nie te eet nie? En dan gaan ek skiep na vers 14 toe, ons ken die storie, toe sê die Here God aan die slang, omdat jy dit gedoen het, is jy vervloek onder al die vee en al die diere van die veld. Op jou buik moet jy seil, en stof moet jy eet al die dae van jou lewe. En die teksvers, en ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, tussen jou saad en haar saad. Hy sal jou die kop vermorsel, en jy sal hom die hakskeen byt. Ek dink nie die storie het enige bekendstelling nodig nie. Ek dink dis 'n verhaal wat ons ken uit die skepping en die sonneval en dit wat gebeur het en die sonde van die mens. En die Bybel is baie duidelik en ons ken die storie van die man wat geëet het. Ek wil net so tussen hakies noem, die Bybel sê die vrou het geëet en daar het niks gebeur nie. Maar manne, toe die man eet, toe gebeur daar iets. Toe kom hulle agter hulle is naak. Want die autoriteit was in die man gewees. Die autoriteit was in die man gewees. Preek vir sy eie dag. Maar dit is vir my so belangrik dat die Here sê, of dat die woord sê, en hulle het besef dat hulle naak is. Die oomblik toe hulle sonde pleeg, toe kom hulle agter hulle is naak. En dis my gebed dat ons sal besef, en dat u sal besef as u nog nie 'n commitment en 'n verhouding met die Here God het nie, dat jy sal besef in hierdie oggend, jy staan naak voor God. Want dit is net die bloed van Jesus wat die naaktheid voor God kan verander, dat ons nie naak staan voor hom nie. Dis net die bloed van die Here wat kan maak dat ons voor hom staan, gewas in sy bloed. Maar ek wil vanoggend vir jou sê, en ek het dit op my hart gekry, toe ons in die bidkamer sit en ons die nuus ontvang van ons broer wat oorlede is. Toe besef ek net, en in my hart het dit opgekom, as jy nie vandag 'n verhouding met die Here het nie, staan jy naak voor God. En my hart huil vanoggend vir jou. As jy vir my sê, Rian, ek weet nie of ek 'n verhouding met God het nie, wil ek vanoggend vir jou sê, jy staan waar Adam en Eva was. En hierdie vyeblaar klere wat jy maak, om jou naaktheid te probeer verberg voor God, beteken niks nie. Inteendeel, vyeblare laat jou juk op plekke waar jy nie wil juk nie. Jou goeie werke is vyeblare. Jou glo dat jy in 'n Christenhuis groot geword het en 'n Christen moet wees, is vyeblare voor die Here. Ek wil hê jy moet jou hart vanoggend ondersoek. Ek wil werklik waar hê jy moet vanoggend diep binne in jou hart kyk. Want die bloed het gevloei. Die antwoord is vir jou. En as jy vanoggend vir my sê, Rian, ek ken die Here nie, of Rian, ek het die Here geken, maar ek het 'n bietjie weggedryf van hom af,
Of Rian die lewe het sy sla uitgedeel vir my, en ek het my rug op God begin draai, dan wil ek vir jou sê, jy staan naak voor God. Jy staan naak voor God. Die evangelie wat ons dien, die evangelie wat ons ken, en hierdie verbond wat ons het, is in bloed geskryf. Ons almal wil die mooi van die evangelie hê, ons almal wil die liefde hê, en dis reg oor 2 weke preek ek oor liefde, ons almal wil die mooi gevoel hê, ons almal wil die pragtige hê, ons almal wil die sagte evangelie hê. Ek wil vir jou sê, my broer en suster, die evangelie is in bloed geskryf. En dis die bloed van die lam wat aan die kruis gevloei het vir my en vir jou. En die belofte is reeds gemaak. Die belofte is reeds gemaak met die sondeval, het God reeds hierdie voltrek, toe hy vir die slang gesê het, jou kop is vermorsel. Dis die evangelie wat geskryf is. En nêrens in die evangelie, nêrens in die geskiedenis, nêrens in hierdie wêreld, het dit ooit gebeur, dat daar verlossing gekom het, sonder die bloed wat gevloei het nie. Hierdie is in bloed geskryf. Dis 'n bloederige evangelie wat ons het. Elke slag as 'n dier geoffer was, het Jesus na dit gekyk, en het hy gesê, dit is my lot vir jou en vir my. Elke slag as daar in die tempel geoffer was dit 'n refleksie op die offer van Jesus. En ons almal kom deur die lewe, en ons almal voel met tye dat ons gaan 2 tree vorentoe en 3 tree agtertoe. Ons almal voel met tye, ons kom op 'n punt wat die gesondheid is daar, die deurbraak is daar, dan kom die dokter met die volgende diagnose. Ons almal kom op daai punt wat jy voel, jou kinders is in die lig, jou kinders is okay, dit gaan goed met hulle. Ek praat met die ouers en die oupas en die oumas, en dan ewe skielik kom die lewe en goed gebeur. As jy besigheidsman is, voel dit vir jou partykeer, die deurbraak is daar. Nee, Adrian. Dan gebeur iets, en ons is 3 tree terug. En ek wil vir jou sê, ek wil jou storie vertel van Israel. Die Here lei hulle met 'n sterk hand Egipte toe, as gevolg van 'n droogte. Ons ken die storie. En 430 jaar later, is hulle slawe in Israel. In Egipte. En die Bybel sê vir my, die Here rig vir Moses op, en hy sê, gaan na Farao. En ek wil hê, as ek jou hierdie storie vertel, moet jy jou lewe in dit sit. En die Israeliete sê vir Moses, wie is hierdie God? En hy sê, ek is sy naam. Ek sal vir jou deurkom, is sy naam. En Moses kom by Farao, en hy sê vir Farao, laat die volk gaan, ons wil die woestyn ingaan, 3 dae reis, om te gaan offer aan ons God. En Farao sê, julle sal nie gaan nie, want ek ken hierdie God van jou nie. Sê jou omstandighede vanoggend vir jou, ek ken hierdie God wat jy probeer hou vir my nie. Sê hierdie siekte wat jy het oor jou lewe vir jou in hierdie oggend, ek ken hierdie God nie. Sê hierdie finansiële toestand wat jy in is vanoggend vir jou, ek ken hierdie God wat jy uitspreek nie. Sê hierdie challenge wat voor jou staan in hierdie oggend, ek ken hierdie God nie. Staan hierdie Goliat voor jou vanoggend en sê vir jou, ek ken die God nie en ek worry nie oor hierdie God nie. Ek het nie 'n saak met hierdie God nie. En hierdie omstandighede om jou en oor jou en by jou word net erger en erger en erger. Inteendeel, die Bybel sê vir my dat Farao vir Israel gesê het, julle sal meer stene maak, dieselfde hoeveelheid stene, maar julle sal geen voorraad kry om dit mee te maak nie.
En ek lees dat Moses 'n tweede keer na Farao toe gaan, en 'n derde keer, en 'n vierde keer, en 'n vyfde keer, en 'n sesde keer, en elke slag kom die Here en hy doen wonders deur Moses, en Farao sê, ek ken hierdie God nie, en ek worry nie oor hom nie. Inteendeel, die Bybel sê dat Farao met tye sê, gaan trek. Ek het dit so opgesom, ons het nie, ek gaan nie daarby stil staan nie. Trek, gaan offer. Ek is moeg vir hierdie sprinkane en pesvlee en donkerte en bloed in die water en goeters. Ek is moeg daarvoor, gaan offer vir julle Here. En die oomblik as die verligting vir Farao kom, dan sê hy, julle sal nie trek nie. Ek trek my woord terug. Sit jy in daai omstandighede vanoggend? Voel dit vir jou, die deurbraak is hier. En die oomblik as die deurbraak moet kom, dan slaan 'n deur toe voor jou. Voel dit vir jou, dis geestelik vir jou onmoontlik om deur hierdie deurbraak te kom. Rian, jy verstaan nie, my finansies, my gesondheid, my huwelik, my kinders, my omstandighede, my besigheid, my alles, ek kry nie hierdie deurbraak nie, ek kan nie deur hierdie ding kom nie. En die Bybel sê vir my, toe dit die 9de keer is, wat Moses na Farao gaan, toe sê die Here die volgende vir Farao, nog een keer, verder sê die Here vir Moses, Eksodus 10 vers 1, Lisa, ek dink jy het hom nie, nog een plaag sal ek oor Farao en oor Egipte bring, dan sal hy Farao julle hiervandaan laat trek. Hy sal julle geheel en al laat trek. Hy sal selfs julle hiervandaan wegdrywe. My broer, my suster, ons gaan vandag nagmaal geniet. Toe die bloed gevloei het, toe die bloed aan die deurkusyn gesmeer is. Ek wil hê in jou gees moet jy hoor wat ek sê. Toe die bloed aan die deurkusyn gesmeer is, toe die bloed gevloei het die oorwinning gekom. En ek wil vanoggend vir jou sê, as jy vanoggend nagmaal gebruik, en jy staan vanoggend op die belofte van die bloed, en jy staan vanoggend op hierdie belofte en hierdie wete, die oomblik toe die bloed gevloei het, was die oorwinning daar gewees. Is die oorwinning daar. Jy sien my vriend, nie eers Farao, nie eers Satan, nie eers die omstandighede nie, geen siekte, geen ellende, geen dood, geen hartseer, geen niks kan staan teen die bloed van Jesus Christus nie. Geen sonde kan staan teen die bloed van Jesus Christus nie. As jy vanoggend vir my sê, Rian, ek kry nie hierdie deurbraak nie, die bloed van Jesus is die deurbraak in jou lewe. Kan ons dit vir eens en vir altyd in ons lewens aanvaar en regkry? Die bloed van Jesus is die oorwinning. Toe Jesus aan die kruis gehang het, luister hierna. In Johannes 19 vers 30 sê hy, en toe Jesus die asyn ingeneem het, het hy uitgespreek, dit is volbring. Daarna is hy dood. Die oorspronklike woord is tetelestai, is ek reg, pastoor? Dit beteken die volgende, die skrif is volbring. Dit beteken die skrif is volbring. Dit beteken dit wat Jesus oor jou gesondheid sê, is volbring. Dit beteken dit wat Jesus oor jou huwelik sê, is volbring. Dit beteken wat Jesus oor jou finansies sê, is volbring. Dit wat Jesus oor jou toekoms sê, is volbring.
Dit wat Jesus oor jou kinders sê, is volbring. Dit wat Jesus oor jou lewensmaat sê, is volbring. Dit wat Jesus oor hierdie land sê, is volbring. Sê Jesus iets oor ons land? Ja, hierdie boek is vol van dit. Sê Jesus iets oor hierdie gemeente? Ja, hierdie boek is vol van dit. Sê Jesus iets oor ons toekoms? Ja, hierdie boek is vol van dit. As my volk, oor wie my naam uitgeroep is, hulle sal verontmoedig, voor my sal kom, hulle sal neerbuig, hulle sal bid, hulle sal draai van hulle verkeerde weë, my aangesig soek, dan sal ek hulle land genees, sê die Here God. Oor hierdie land sal ek dit uitspreek, tot die dag wat ek my asem uitblaas. Hy sê jou skuld is betaal. Dis 'n terme wat gebruik was in die antieke tyd, as jy jou belasting gaan betaal, dis die term wat gebruik was, jou skuld is betaal. Staan jy voor die Here en jy sê, ek is skuldig voor U, hy sê jou skuld is betaal. Dit is volbring. Die skuld is betaal. Hy sê, dit is jy is vergewe, vergifnis is moontlik gemaak. Dis verder 'n militêre term wat beteken die oorwinning is daar. Die oorwinning is daar. Sit jy in hierdie geestelike stryd en laat nie een persoon in hierdie huis vir my sê, ek sit nie in 'n geestelike stryd nie, want daar's 'n geestelike oorlog oor my en jou 24/7. Ek het hierdie jaar hoeveel keer in die Enrichment skoolklas gesê, daar's 'n geestelike stryd om ons. Jy kan die boek van Job gaan lees. Dit is volbring. Dit is volbring. Soek jy antwoord op jou finansies. Soek jy antwoord op jou huwelik. Soek jy antwoord op jou toekoms. Ek wil vir elke pensionaris in hierdie plek sê, die Here ken jou toekoms. Die Here ken jou toekoms. Ek wil vir elke besigheidsman sê in hierdie plek, die Here ken jou besigheid se boeke beter as jy. En ek weet nie hoe nie, maar die Here doen dit. Adrian, is ek reg? Adrian het Vrydagoggend daarvan getuig. Hier is soveel getuienis, ek wens ek kan dit die mense oproep dat hulle dit getuig. Is jy bekommerd oor jou werk, jou loopbaan? Ek het vanoggend vir jou goeie nuus. Jy het nie 'n werk nie, jy het 'n bediening. Die Here het jou geroep daar om 'n verskil te maak. Die Here het jou geroep daar om 'n verskil te maak. Jy dink jy's 'n verpleegster of 'n polisiebeampte of 'n klerk of 'n staatsamptenaar of 'n onderwyser of onderwyseres of net om 'n werk en 'n inkomste te hê. Die Here het jou geroep. Die Here ken jou werk. Die Here is reeds aan die einde van 2025. Die Here staan buite tyd. Toe Jesus sy asem uitblaas, het hy gesê, dit is volbring. Dit wat U vir my gegee het om te doen, dit het ek gedoen. Ek wil vanoggend vir jou vra, waaroor twyfel jy? Wat bring jy vanoggend voor die Here? Wat jy voel soos die Israeliete, die oomblik as die Here vir Moses sê, gaan na Farao en Farao sê vir Moses, is reg, julle kan trek. Kan ek my indink die opgewondenheid tussen die Israeliete van ons kan trek, om net die volgende oggend die slegte nuus te kry. Farao sê nee.
Voel dit vir jou, jy beweeg 1 tree vorentoe en 3 terug. Ek wil vir jou vanoggend sê, die oomblik toe die bloed vloei, aan die deurkosyne is, toe kon die helse magte van Farao nie die plan van God stop nie. Die bloed van Jesus het gevloei aan die kruis. Hy het gesê, dit is volbring. Geen helse mag kan dit terughou nie. Terwyl ons so sit, kom ons bid net saam. Vader, in Jesus naam, Here, dankie Abba Vader, dat U ons in hierdie oggend vir 'n sekonde kan stil word, Here, en net kan sê dankie. Dankie, Here, vir U offer aan die kruis. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy Jesus gegee het. Dankie Vader, dat U in hierdie oggend vir ons 'n tafel dek. Tafel van U genade, U liefde, U voorsiening, U voorspoed, U hand oor ons lewens. En Here, dat die vyand moet aansien hoe U ons seën. Dankie my God, dat ons voor U kan kom. En Here, as gemeente kom ons in hierdie oggend. En Vader, ons bid vir hulle wat siek is, vir hulle wat in nood is. Vader, as gemeente kom bid ek in hierdie oggend vir elke huwelik. Elke ouer in hierdie plek. Elke tiener wat dalk twyfel oor die toekoms. Elke groot mens en pensionaris wat wonder oor môre. Vir elke besigheidsman, Here. Vader, dankie dat U reeds die pad vir ons gestap het. Ons eer U daarvoor in Jesus naam.